Kom ons vra die Here om ons te help met die laaste deel in Titus vanoggend. Vader, u woord het vir ons dit so duidelik gemaak vanoggend. U is so goed vir ons, u is so liefdevol vir ons, Here. U waarheid kom so na ons na vore vir ons. En ons bid, Here, dat u waarheid vanoggend groot liefde van u en waarheid in ons vestig. Wat u gaan verheerlik, Here, maar wat ons gaan laat groei. Ons vra dit tot eer en verheerliking van u naam in Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons is basies deur die brief van Titus. Ons is al heel op die einde, ons is in die laaste hoofstuk. En hierdie boek is eintlik so 'n besonderse definisie. 'n Besonderse definisie vir Christendom. Vir ware Christengemeenskap. Hoe werk 'n Christengemeenskap? In 'n groter samelewing wat nodig het om radikaal met die evangelie gekonfronteer te word. En die Engelse sê altyd, put your money where your mouth is. En dis vir die Christen die groot uitdaging. Vir die hele Christengemeenskap is, wys ons wat ons praat. En dis nie net 'n reaksie op swakhede van so 'n samelewing waarin ons is nie. Nee, dit is juist soveel meer as dit. Dis 'n alternatief wat hulle konfronteer om te lewe op 'n manier wat hulle glad nie so ver geken het nie, en wat hulle glad nie kan ontken nie. Die Christelike geloof is soos 'n lig. Jy kan hom nie wegsteek nie. Dit is soos 'n flitslig, vir karlig in die nag as jy in die Namib is. Dan is dit partykeer, jy sien sommer 30 kilometer. En dan draai 'n ou daar met sy kar op 'n pad op en dan sien jy daar gaan die lig. Jy kan hom nie wegsteek nie. En so moet hierdie gemeenskap die heilsaamheid van geloof in Jesus of aanneem, of verwerp, maar hulle kan dit nie ignoreer nie, jy sien hy lig. Dis net hoe dit is. En die basis hiervoor is daai ware oop gemeenskaplike disippelskap waarvan ons sover gepraat het, onder leiding van leiers wat dit met 'n dienende voorbeeld wys, hoe hulle hierdie disippelskap gebruik om te groei in die Here. En dan bemoedig hulle mense om dieselfde te doen. En die basis hiervoor is daardie tipe disippelskap. Dis lig. En disippelskap vloei, het ons gesê, in alle rigtings in die gemeente. Dis nie net vir die leiers om die mense onder hulle te leer en hulle te disipel en vir hulle te sê wat om te doen en vir hulle tereg te wys ensovoorts. Dit vloei op en af, dis heen en weer, dis onder almal. Elkeen van die lidmate van 'n gemeenskap van Christene het 'n verantwoordelikheid en 'n voorreg om disipelskap toe te pas en disipelskap te ontvang. En so sien ons hoe Jesus se beeld in ons ontwikkel in hierdie diskrete, maar vrymoedige vorm van gemeenskap met mekaar. En ons sien hoe dit gebeur deur sy verlossende genade, want as dit nie deel is daarvan nie, dan is ons besig met 'n vals vorm van om mekaar net te dwing om te doen wat ons wil hê. En dit is sy deelname aan dit
en hoe hy hierdie gesag aan almal oordra binne die gemeenskap waarna ons oplet op hierdie stadium. Hoe dit gebeur. Dit maak dit moontlik dat ons op hierdie manier disippelskap kan hê. Anders kan ons nie op hierdie manier disippelskap hê nie. En nie meer soms basies die hele Titus 2 in sy geheel op. Geestelike groei is in jou deur die gemeente se hulp, se disippelskap in jou hulp in disippelskap as gevolg van Jesus se betrokkenheid. Hy maak dit moontlik. Jy moet luister. Jy moet deelneem. Jy moet bely. Jy moet gedisipel word. En jy moet disipel met die Vader en met Jesus en met die Gees se voorbeeld van ware medelee en medemense liefde wat ons laas keer oor gepraat het. En Paulus help ons nou 'n bietjie om prakties te verstaan as hy hierdie boekie afsluit. Hy help ons om prakties te verstaan hoe om vanuit disippelskap uit op te tree as ons eerstens sien die raakpunte van die Christen gemeenskap met die samelewing waar hulle in kontak met mekaar kom, hoe doen ons dit prakties? En dan tweedens, dis in vers 8, en dan hoe om die risiko van vermenging te neutraliseer. Want dit is ons gevaar, dis ons risiko. Dat die goeders, mense ontwyk dit en dan begin dit vermeng. Dit sien ons in 3 vers 9 tot 11 en dan derdens hoe Paulus self dan 'n voorbeeld gee van hierdie uitvloeisel van disippelskap op ander vlakke in sy eie groep, in sy verhouding met Titus en met ander medewerkers, sodat ons daaruit kan leer, sodat ons kan sien dit werk. Kom ons lees Titus 3 vers 8 tot aan die einde van die boek, van die brief. Titus 3 vers 8. Die uitspraak is betroubaar. Ek wil hê dat jy hierdie dinge moet benadruk, sodat hulle, wat in God glo, daarop bedag sal wees om hulle aan goeie werke toe te wy. Hierdie dinge is goed en voordelig vir die mense. Vir my egter, onsinnige dispute en geslagregisters en stryery en haarklowery oor die wet, want dit is nutteloos en sinneloos. As iemand verdeeldheid saai, wys hom na 'n eerste en 'n tweede vermaaning weg. Omdat jy weet dat so 'n persoon op 'n verkeerde pad is en sonde doen, hy veroordeel homself. Wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, haas jou om na my te kom in Nikopolis, want ek het besluit om daar te oorwinter. Help ook vir Zenas, die regsgeleerde, en vir Apollos, na die beste van jou vermoë vooruit, op hulle reis, sodat hulle niks kort kom nie. Ons mense moet ook leer om hulle met goeie werke besig te hou vir die voorsiening van die noodsaaklike behoeftes, sodat hulle lewe nie vrugteloos sal wees nie. Almal by my stuur vir jou groete, groet hulle wat vir ons in die geloof lief het. Die genade bly met julle almal. Kom ons kyk eers na hoe hierdie disippelskap leefstyl, hierdie raakpunte met die samelewing bestuur, want ons is in 'n samelewing. Ons kan nie onsself isoleer nie. Vers 8. Hierdie uitspraak is betroubaar. Ek wil hê dat jy hierdie dinge moet benadruk, sodat hulle wat in God glo daarop bedag kan wees, om hulle aan goeie werke toe te wy. Hierdie dinge is goed en voordelig vir die mense. Paulus benadruk hierso, dat die omskrywing van God se goedheid en menseliefde, wat daartoe lei dat Jesus jou skoon was, en bereid maak tot 'n lewe in hom, deur sy Gees, dat daai uitspraak betroubaar is.
Dis waar ons laas keer gestop het. Hierop kan ons staat maak. Jy kan staat maak daarop. En dit is die dryfveer van alle vorms van gesonde disippelskap. Want ons vertrou dit. En ons vat dus verantwoordelikheid vir disippelskap. Omdat Christus so is. Eintlik omvat hierdie stelling van hierdie uitspraak is betroubaar. Eintlik omvat dit die hele proses soos dit vir ons beskryf is van hoofstuk 2 vers 1 tot 10. Dit was die eerste deel van die disippelskap omskrywing en dan die tweede deel was vir hoofstuk 3 vers 1 tot 3. Wat vloei uit wat ons oor God vertrou soos dit vir ons gestel was in hoofstuk 2 vers 11 tot 15 en hoofstuk 3 vers 4 tot 7. Julle kan daai stukke weer gaan lees en gaan kyk. Die fondasies maak die res moontlik. Kom ons vat hierdie beginsels en die proses van disippelskap, hierdie beginsel van disippelskap en die proses van disippelskap, net weer saam vanuit hierdie betroubare uitsprake van God. Deur genade in Jesus word ons opgewek tot die beginsel van verandering wat disippelskap voortbring in ons. Dis genade. En ons meen daarmee dat God se invloed op ons deur ons gemeenskap, dit wil sê die Christen gemeenskap wat hom verheerlik in ons samelewing, dat dit uitvloei uit daai deelname daaraan. As jy nie deelneem daaraan nie, dan vind dit moeilik plaas. Die praktiese manier, die proses daarvan is, deur God se goedheid en menseliefde, word ons willig om hom toe te laat, om ons te reinig, deur mekaar te herinnering aan die verandering wat die evangelie in ons aanbring, en wat die evangelie in ons moet aanbring. Ons word herinner, en ons word gewys. So disippelskap voed ons op in Christus se lewe. Dit leer ons. Dit is 'n opvoedingsproses. Dit is 'n grootmaakproses. Dit is 'n proses van word volwasse. En aan die ander kant herinner ons dit aan die veranderde lewe wat uit ons voortvloei. Hoe ons met mekaar omgaan. Hoe ons met 'n samelewing om ons omgaan. Ons het verander. Ons kan nie meer op die oue staat maak nie. En dit is juist hierdie tipe disippelskap waarna ons leiers, wat ons leiers ons in moet lei, en vir ons die voorbeeld in moet wees. Dis waar dit begin het. As jy terug gaan na hoofstuk 1 toe, vers 9, dan is dit wat die ouderling moet wys. Hy moet dit eerstens modelleer, hy moet dit in sy eie lewe wys, en daarna moet hy ons daarin bemoedig. Dit is ook die vorm van volwassenheid waarna ons almal moet ontwikkel. Ek kan nie sê dis vir hulle gereserveer. As jy 'n leier in die kerk is, dan is dit vir jou gereserveer en dan is jy 'n bietjie beter en jy doen 'n bietjie meer. Dis nie hoe dit werk nie. Dis 'n vorm van volwassenheid waarna ons almal moet ontwikkel. Ons moet groei. 'n gestagneerde Christen is 'n dooie Christen. Vers 8b van ons teks vanoggend, die tweede deel van ons weg, sê hy, julle moet die dinge benadruk, sodat hulle wat in God glo, daarop bedag sal wees om hulle aan goeie werke toe te wy. Dit is 'n toegewyde proses.
En Paulus sê, die leiers moet hierdie vorm van disipelskap en groei beklemtoon onder in ons midde, sodat almal daaraan aandag gee. Ons moet almal daaraan aandag gee, dat dit in ons gebeur, dat ons mekaar disipel. Daarom is dit goed, oftewel, dit lewer goeie alledaagse verandering in jou lewe, en dit is voordelig, laaste deel van daai vers, hierdie dinge is goed en voordelig vir die mense. Dit is goed en dit is voordelig, oftewel, dit gee nut aan jou getuienis van Christus in jou lewe. Jy moet wys. Dit het 'n tweeledige heilsame effek op jou en jou kontak met die samelewing. Dit stop nie by jou nie. Dis ook nie net iets wat jy na buitekant te wys. Die twee werk saam. Is tweeledig. En is heilsaam. Is goed. Is nuttig. Jy raak die kontakpunt van heilsaamheid, wat die samelewing na Christus toe rig, wat die lig wys. Iets wat hulle nie kan ignoreer nie. Dit moet wys. En dis die een kant van dit, maar daar is 'n risiko hieraan verbonde. En die risiko hiermee is dat mense wil nie verander nie. Maar hulle wil maak asof hulle verander het. Hulle wil die voordeel trek, soos ons dan in soos wat ons in hoofstuk 1, vers 10 tot 16 gesien het met die krete. Hulle het allerhande goed probeer om die Christene te verander na hulle beeld, wat hulle wil hê. So Paulus vat ons nou terug na die wortel van die kwaad hier in vers 9 en vers 10. Vermy egter onsinnige dispute en geslagregisters en stryery en hardlowery oor die wet, want dit is nutteloos en sinneloos. Dis nie nodig nie. Dit dra niks by nie, inteendeel dit breek af. Dit is 'n probleem van karakterverandering, wat hierdie mense nie wil deurgaan nie. God verander nie jou persoonlikheid nie. God verander jou karakter. En hulle wil nie daar deurgaan nie. So hulle rig fronte op om agter te skuil en om uit voordeel te trek. Hulle stel dit so op dat ander hulle dien in die proses. Hulle gebruik onsinnige stryery oor vals oppervlakkighede, agtergrond en herkomsfabels en leer wat glad nie van toepassing is op die ware geloof nie. Hulle probeer dit afdwing. Reëls. Waarvan af ons kom? En Paulus is baie reguit daaroor. Hy sê ons kan dit nie in ons midde toelaat nie. Ons kan dit nie toelaat nie. Want dit het die teenoorgestelde effek as ware disipelskap. Hierdie invloed lei tot isolasie van mense. Dit lei tot vals voorwendsels en skynheiligheid en dit oordeel oor ander wat nie soos ek is nie. En binnekort sit jy met 'n vals fariseer godsdiens. Solank ek net my reeltjies nakom. Dit is nutteloos, dit is sinneloos en dit dra by niks tot jou geloof, niks by tot jou geloof en jou getuienis in Christus nie. Inteendeel, dit breek dit af.
Want wat wys jy net na die buitekant? En wie gaan jou glo? Nou, dit is moeilik vir ons, want soms laat hierdie valse invloed ons voel, ons kwalifiseer nie, en as ons daarteenoor begin optree, dan voel dit vir ons tree veroordelend op, veroordelend op, en ons voel skuldig omdat ons oordeel. Ons voel skuldig omdat ons iemand konfronteer. Die waarheid kan nie verder van hierdie beeld af wees nie. Want Paulus weet hoe ons gaan voel, en daarom vat hy ons terug, nie net, hy gee nie net advies nie, hy vat ons terug na Jesus toe. Hy vat ons terug na die model wat Jesus vir ons opgestel het in Matteus 18 vers 15 tot 20. Hoe ons hierdie tipe van goed moet aanspreek in ons gemeente, individueel, in 'n klein groepie waar ons mekaar lief het en ons praat met mekaar in liefde, en as ons nie luister nie, dan vat ons dit na die gemeente toe en ons bid daaroor en ons spreek dit aan. Want vers 10, as iemand verdeeldheid saai, wys hom na 'n eerste en 'n tweede vermaaning weg, bevestig vir ons, vermaan en wys hierdie een wat onmin veroorsaak, wat hierdie verdeeldheid veroorsaak, wat hierdie stryery veroorsaak, hierdie hartklowery veroorsaak. Wys hierdie persoon reg. Help hom om dit in te sien en kyk wat gebeur. En as die persoon na 'n tweede teregwysing steeds op 'n onbybelse terme aangaan en aandring om so te wees, dan sê Paulus, wys hom of haar weg uit die interaksie van disippelskap uit. Ons moet dit in die konteks van disippelskap lees. Jy verwerp nie die persoon nie, maar jy laat dit nie toe om die terme van disippelskap in die gemeente te bepaal nie. Ons waarsku volgens Jesus se voorbeeld. Ons verwerp nie die persoon nie. Ons erken net dat die persoon nog nie deur die evangelie verlossing gevind het nie, en dis waar die persoon moet begin. Die evangelie moet aan die persoon herhaal word en herhaal word, sodat die persoon tot bekering kan kom. Vers 11 sê, omdat jy weet dat so 'n persoon op 'n verkeerde pad is en sonde doen, hy veroordeel homself. Dit is nie jy wat die persoon veroordeel nie. Jy hoef nie skuldig te voel deur die waarheid in liefde en met hierdie persoon te deel en in disippelskap in te gaan nie. Want volgens vers 11 wys hierdie persoon sy doel duidelik. Dit is om aan te hou met 'n sondige leefstyl, sonder Christus, wat reeds onder God se oordeel staan. En ons wil net die evangelie opnuut aan hierdie persoon voorstel in hierdie konteks. Ons wil hê die evangelie moet in hierdie situasie die verlossing bring wat nodig is. Nou kom ons by die voorbeelde van Paulus uit. Wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, haas jy om na my te kom in Nikopolis, want ek het besluit om daar te oorwinter. Help ook vir Zenas, die geregsgeleerde, en vir Apollos na die beste van jou vermoë vooruit op hulle reis, sodat hulle niks kort kom nie.
Ons mense moet ook leer om hulle met goeie werke besig te hou, vir die voorsiening van die noodsaaklike behoeftes, sodat hulle lewe nie vrugteloos sal wees nie. Dis 'n interaksie wat hier plaasvind wat ons nie maklik oplet nie. Paulus praat met Titus, maar Titus moet dit nie alleen doen nie. Hy het agtergekom. As Paulus sê, help vir Zenas, die regsgeleerde, en vir Apollos, na die beste van jou vermoë vooruit op hulle reis, sodat hulle niks kort kom nie, dan is dit nie net aan Titus gerig nie. Dit is eintlik 'n gemeente wat die volgende deel sê, die volgende vers sê, ons mense moet ook leer om met goeie werke besig te hou, vir die voorsiening van die noodsaaklike behoeftes, sodat hulle lewe nie vrugteloos sal wees nie. Hy wys vir hierdie gemeentes, dat hy wat Paulus is, wat nie eens daar is nie, en die ander Christene wat deur hulle beweeg, hy wys dat hulle deel is van die disippelskapproses. Hulle fisiese behoeftes. Ons moet hulle help daarmee. En daarom sluit Paulus af dat Titus doelbewus hierdie vanuit die hart Christenskap, disippelskap, Christus disippelskap moet modelleer deur te begeer om by Paulus uit te kom. Hy wil graag by Paulus uitkom en dat hy hulle leer om vir Zenas en vir Apollos na die beste van hulle vermoë op hulle reis sal aanhelp. En ons het nodig om aan te hou oefen, om disippels te wees, wat ons besig hou onder mekaar met die verandering wat Jesus in ons voortgebring het. En die sensitiwiteit en die omgee wat hy aan ons geskep het. Vir mekaar. Kom ons vra 'n bietjie 'n paar vrae hierso. As ons afsluit, as Paulus so afsluit, vat ek persoonlik verantwoordelikheid vir disippelskap in my midde, in my geestelike gemeenskap wat ek in is, soos Paulus dit beskryf. Vat ek verantwoordelikheid daarvoor. Verantwoordelikheid om dit te gee, en verantwoordelikheid om dit te ontvang. Gebeur dit regtig? Het jy 'n praktiese voorbeeld wat jy vir jouself kan sê, daar het met my gebeur, daar het ek dit vir iemand anders gegee? Hou ons mekaar deurtyd in herinnering van Christus in ons, en help ons mekaar om te groei daarin. Wanneer laas het jy met iemand gepraat en hom herinner hoe Christus in hom blom? Wanneer laas het iemand met jou so gepraat? Hoe fokus jy op jou groei in die disippelskap verhoudings rondom jou, sodat dit alledaagse Christus lewegewende resultate lewer, wat mense van buitekant af kan sien gebeur? Hoe onderskei ons en bou ons eenheid rondom die waarheid van God, as ons nie in 'n disippelskapverhouding met mekaar staan nie? Is dit moontlik vir ons om te onderskei as disippelskap nie 'n fundamentele manier van omgaan met mekaar is in ons midde nie? Hoe behou ek eenheid rondom die waarheid van God, as ek nie iemand anders in liefde wil aanspreek nie? Wanneer daar fout is.
gaan ons dan nie juis in daai slaggat van mekaar veroordeel, waarvoor ons so bang is, gaan ons dan juis in daai slaggat val nie. Ek herhaal weer, ons het nodig om aan te hou oefen om disippels te wees, en wat ons besig hou onder mekaar met die verandering wat Jesus in ons voortbring. Hy bring dit voort deur met mekaar onder mekaar interaksie te hê, mekaar te bemoedig, mekaar tereg te wys, mekaar die waarheid te wys. Maak nie saak wat jou status is in die gemeentetjie nie. Ons wil tog hê ons lewens in Jesus moet vrug dra en sin maak. Ons wil tog hê dit moet goed en voordelig wees. Nie nutteloos en sinneloos nie. Dis waarvoor ons lewe. En daarom sluit Paulus met hierdie woorde af. Ons is lief vir mekaar. Vers 15, almal by my stuur vir jou groete. Groete aan hulle wat vir ons in die geloof lief het. Kom ons groet mekaar. Kom ons het 'n liefde onder mekaar. Selfs al kom ons van buitekant af in en ons beweeg deur, ons is lief vir mekaar. En ons wil die waarheid met mekaar bly deel en help om te bly groei daarin. Christus se genade is altyd met ons. Vers 15 se tweede deel, die genade bly met julle almal. Wees vandag verseker van een ding. Christus se genade is altyd met ons. Laat ons daarop staat maak in ons gemeente. Dis ons fondasie. Kom ons bid saam. Vader, dit is moeilik om balanse te handhaaf. En ons besef daardeur dat daar 'n element van aanmoediging is wat ons hier moet leer, Here, wat ons nog nie, wat ons onseker is oor in ons eie harte, want ons groei nog. Maar daar is ook 'n element van beskerming wat hy moet plaasvind, Here, en daaroor voel ons ook onseker, want ons voel nie waardig om dit te doen nie. Maar Here, vergewe ons waar ons val in hierdie goed. Help ons om ware disippelskap met mekaar uit te leef. Op die genade van Christus, wat altyd met ons is. In sy naam alleen vra ons dit, want ons is afhanklik daarvan. Amen.